Welkom by hierdie les oor leeruitkoms 9, die toepassing van die vereistes vir 'n beëdigde verklaring op 'n stel feite. In hierdie video sal ons ondersoek wat 'n beëdigde verklaring geldig maak onder Suid-Afrikaanse reg en ons sal daardie vereistes op 'n werklike scenario toepas. In Suid-Afrikaanse reg moet 'n beëdigde verklaring aan spesifieke kriteria voldoen. Dit moet 'n skriftelike verklaring wees vrywillig gemaak, met die verklaarder met persoonlike kennis van die feite. Die beëdigde verklaring moet onder eed gesweer of as waar bevestig word en moet deur die verklaarder onderteken word. Daarbenewens, dit moet onderteken word in die teenwoordigheid van 'n kommissaris van ede, wat dit ook onderteken en stempel. Op 12 Maart 2025 in Johannesburg het die Makatso 'n motorongeluk aanskou. Haar vriendin, wat in die ongeluk beseer is, het haar versoek om 'n verklaring vir 'n komende hofsaak af te lê. By die huis het die Makatso 'n verklaring geskryf waarin sy uiteengesit het wat sy waargeneem het, dit onderteken en die getekende verklaring aan haar vriendin oorhandig. Die toepassing op die feite openbaar verskeie sleutelpunte. Die Makatso se verklaring was geskrewe en voldoen dus aan die vereiste van 'n skriftelike verklaring. Sy het hierdie verklaring vrywillig verskaf en aan die vereiste van vrywillige verklaring voldoen. Aangesien die Makatso die ongeluk aanskou het, beskik hy oor persoonlike kennis van die feite. Die verklaring is nie voor 'n kommissaris van ede afgelê nie, wat nodig is. Die Makatso het wel die verklaring onderteken, maar dit is nie in die teenwoordigheid van 'n kommissaris van ede opdrag gegee nie, wat vir 'n beëdigde verklaring vereis word. Ten slotte, die Makatso se verklaring is nie 'n geldige beëdigde verklaring nie, want dit is nie onder eed afgedwing of in opdrag gegee nie. Om regtens geldig te wees, moet sy voor 'n kommissaris van ede verskyn, die eed aflê en verseker dat die dokument behoorlik onderteken en gestempel is. Begrip van hierdie kernbeginsels is van kritieke belang om akkuraatheid en geloofwaardigheid in regsdokumentasie te verseker. Dit is 'n noodsaaklike vaardigheid vir alle regspraktisyns en regstudente. Dankie vir die kyk. Maak seker dat u hierdie vereistes hersien en oefen om dit op feitelike situasies toe te pas, aangesien dit 'n noodsaaklike komponent van u regsopleiding en professionele bevoegdheid is.